verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid, halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Het is so lekker om op hierdie Sondag aan weer eens daar by jou te kan wees. Wat op jou huis is, en of het nou waar is, ek glo ons is daar in jou sitkamer vanaand, en wat 'n voorreg het ons om vanaand by jou te kan gesels. Dis kruiskyk. En dis lekker om vanaand die voorreg te kan hê om met jou te kan praat. Nou ek wil net vir julle baie dankie sê vir die kruiskyk kykers wie kontak wat ons maak. Ons like dit man. Aan die einde van ons uitsending is beide my en my vrou se selnommers daar. Ons het baie kruiskyk kykers wat ons uitsendings kyk, wie ons vra om op ons stemboodskappe wat ons elke dag uitstuur, 5 dae 'n week. Maandag tot Vrydag, so net so skuins voor 6:30 in die oggend kry jy 'n 20 minute voice clip wat ek opneem en my vrou natuurlik. Vrydagoggend Daughters of the King. So as jy graag daar wil ons stemboodskap ontvang elke dag van die week, stuur vir ons 'n WhatsApp na ons nommer toe. Na hierdie uitsending sal ons nommer op die skerm verskyn. En ons laat jou met liefde daarop. Nou ons leef, dis die einde van die jaar amper julle mense. 2025 is verby, of so te sê verby, en dis nog steeds lekker vir my om met jou te kan gesels op hierdie Sondag aand, daar by jou. Nou ek gaan so 'n bietjie met jou praat, net 'n bietjie oor grondgebied vanaand, wat ek glo baie relevant is, en ek wil vir jou lees daar uit 1 Petrus hoofstuk 5, vanaf vers 1, ek vermaan die ouderlinge onder julle, ek wat 'n mede-ouderling en getuie van die lyde van Christus is, wat ook 'n deelgenoot is van die heerlikheid wat geopenbaar sal word. Hou as hertes toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie as heersers oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwerklike kroon van heerlikheid ontvang. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees, en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nigter, en ek wil hieroor praat, veral. Wees nigter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap, wat in die wêreld is. Nou, Petrus skryf hierso hoofsaaklik, natuurlijk aan die roeping en aan die bediening en aan die leierkorps. Maar hier is definitief iets baie relevant op ons elke liewe ene. En dit is vers 7, 8 en 9. Eers werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nigter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Nou ek het hier in my Bybel geskryf 'n hele tydjie terug in Engels. A roaring lion. A lion usually roars when it comes to territory. Jy sal nie hoor
dat 'n leeu brul vir sy prooi nie. Wanneer 'n mannetjie leeu, ek praat van 'n mannetjie leeu, hoofsaaklik wanneer hy brul, gaan dit oor gebied. Dit gaan oor grondgebied en dit gaan oor territory, soos die Engelse nou sal sê. En nou sê hy sê die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu. Wat vir my vandag bevestig dat hy is agter my en jou se grondgebied aan. Net soos wat 'n leeu brul om sy grondgebied te beskerm, of wanneer hy brul om aan 'n huidige mannetjie leeu te waarsku, om te waarsku dat ek gaan jou grondgebied van jou terugvat. Nou ons leef in 'n tyd waar ons meer as ooit moet waak, want as die vyand dit kan regkry om vir my en jou te skuif van ons grondgebied, if the enemy can succeed in removing us or moving us away from our territory, en dis waaroor dit gaan. Nou, ek het die afgelope tyd, het ek en my vrou nogal bietjie daaroor gepraat in ons voice clips, dat prayer is gebed is nie 'n opsie nie. Dis 'n lifeline. Ek het dit nou die dag daaroor gepraat. Dis 'n lifeline. Dis soos wat bloed in jou liggaam 'n lifeline is, so is gebed. Nou as die vyand dit kan kry om my en jou van ons grondgebied te kan verwyder of verwilder, dat ek en jy moet vlug. Nou ons het nou hierdie opname opgeneem by die uitsending so vroeër in die week. En ek wil iets aanhaal wat ons gepraat het by ons morning discussion met ons, wat ek en my vrou praat, en ongeag die onderwerp, die tema gaan maar die hele tyd terug na gebed toe, en to be vigilant, om waaksaam te wees, om die vyand, ek het dit by geleentheid gesê, die vyand veg jou nie vir jou besittings nie, hy soek jou besittings nie, glo my, hy soek nie ons besittings nie. Wat moet hy maak met hierdie televisie hier agter my? Wat moet hy maak met die kamera waarmee ek opneem? Dis nie wat hy veg nie, hy veg want hy weet waartoe hy gaan, hy weet wat is sy destinasie. En hy veg vir my en jou om 'n skeiding te maak tussen my en God, tussen jou en God. Geen verhouding, daar is geen verhouding op hierdie aarde, of dit nou 'n liefdesverhouding is, of dit 'n huweliksverhouding is, of dit 'n werksverhouding is, en of dit 'n geestelike verhouding met God is. Geen verhouding kan bestaan sonder gesprek nie. Wederzijds, ek bedoel, jy kan toch nie, ek en my vrou is hier die genade van die Here, 41 jaar getrouwd hierdie jaar gewees, en ek dink, dis menslik onmoontlik om vir 41 jaar nie met mekaar te praat en nog steeds getrouwd te bly. Kommunikasie, gesprek. En nou sê hy hierso, hy sê, die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu. Soek wie hy kan verslind. Nou ek sê weer, dat 90% as 'n mannetjie leeu brul, dan gaan het oor grondgebied. Nou ek lees 'n interessante ding, praat van grondgebied verskuif. Jesus praat met sy disippels in Johannes 6, en hy kom by 65, vers 65 van Johannes 6. En hy sê, dis Jesus, om hierdie rede het ek vir julle gesê, dat niemand aan my toe kan kom, as dit nie deur my Vader gegee is nie. En nou hoor wat sê vers 66, nou ek het al oor gepraat, en ek het al oor gepreek, Johannes 6, vers 66, Johannes 6, 6, 6, die grootste enkele vers van rebellie in die hele Nuwe Testament. Hy sê, en hieroor het baie van sy disippels teruggegaan, en nie meer saam met hom gewandel nie. Dit is 'n baie interessante stelling. As gevolg van rebellie, as gevolg van weersin,
vir wat Jesus gesê het. Hy sê nou hierso, hy sê, julle kan nie na my toe kom, as my Vader dit nie vir julle gegee het nie. Nou wil ek ook daarom vir jou sê, vandag, na die opstanding van Jesus, kan niemand na die Vader toe gaan, behalwe deur Jesus nie. Daar is 'n onmenslike, ek sê nie onmenslik, maar onmoontlik vir enige mens om te kan beskryf die eenheid wat daar is tussen God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En nou sê Jesus, julle kan nie na my toe kom, as my Vader dit nie vir julle gegee het om na my toe te kom nie. En oor daardie voorwaarde, hoor hom baie mooi, het baie van sy disciples teruggedraai en nie meer saam nog gaan nie. Toe sê Jesus vir die 12, so 12 bly oor, waar julle nie ook gaan, en Simon Petrus sê, Here, nou weet jy sal ons gaan, U het die woorde van die ewige lewe. En toe ek hierdie gedagte in my hart kry, om met julle te praat oor hierdie territory, oor hierdie grondgebied, in een oomblik, van een voorwaarde, loop 2/3 van die disciples, en die Bybel sê, en hulle het hom nie meer gevolg nie. So, hulle het bedank, hulle het gegaan, en hulle het geloop. Klaar. Nou, as die vyand jou kan kry, en jy agtergekom, kry kyk luisteraar, dat dinge in die sekulêre wêreld kan jou pla. Maar dit stop jou nie. Ek bedoel, jy kan ongelukkig wees by jou werk, maar jy gaan nog steeds werk. Jy kan ongelukkig wees in die rugby span, maar jy gaan nog steeds oefening toe. Jy kan ongelukkig wees in die universiteit, maar jy gaan nog steeds universiteit toe, want jy het 'n obligation teenoor jouself om iets van jou lewe te maak. Maar dit snaaks dat baie keer klein goedjies in die kerk, waarteen jy is, baie keer mense verhinder om kerk toe te gaan. Met ander woorde, hulle kan jou vloek en skel by die werk, maar jy gaan nog steeds werk toe. Hulle kan jou in die B-span sit van die rugby, jy gaan nog steeds oefening toe. Maar as iets kleins gebeur by die kerk, dan bly mense by die huis. En ek weet nie of ons die laastes gaan wees, wie dit gaan sien nie. Maar op 'n klip sê die duiwel en lag vir die kinders van die Here. Want hy sê, wees nigter en waaksaam. Om net te bid is nie genoeg nie. Jesus het al sy disciples saam, en hy gee vir hulle woord, en as gevolg van die woord, bedank 2/3 van sy disciples. En Petrus sê, waar sal ek gaan? U het die woorde van die ewige lewe. Nou, laat ek gou met jou iets deel vanmiddag, of vanaand, en dit is, as die vyand kan kry, om my en jou te beweeg van ons standplek af. Kyk, ek het jare terug het ek 'n boodskap gepreek, dat 'n wakende wêreld en 'n slapende kerk. En ek weet nie of het in daai preek het gesê, dit seker nou maar nie. En ek het al gesê dat, as jy staan ten minste vir iets. Ons kan nie so rondgeslinger word, en so rondgegooi word, so asof vir elke windjie wat opkom, ons word sterker te wees, en nou waarsku hy ons, hy sê, die duiwel gaan rond soos 'n brullende leeu, he's coming for your territory, en nou, ek het nou nie tyd om alles in te gaan daar nie, maar as jy gaan vir daar 2 konings, in die verhaal van, in konings, die verhaal van Elia, met die altaar wat brand, en Jezebel, die vrou van Ahab, die koning, en hoe dat sy hom gemanipuleer het, en uit haar plek uit was, en hy was koning, maar hy was nie uit die koning nie, she ruled a kingdom through him, en hoe dat sy al die goed gedoen het, en die Bybel sê, dat Nabot het 'n wingerd gehad, onder die paleis, reg teen die paleis van die koning. So elke keer as Jezebel en Ahab op die stoep gestaan het, moes hulle afkyk na die blessings. En wat doen Ahab? Hy sê vir Nabot, hy sê, ek sal jou wingerd by jou koop, want ek wil van hom 'n groentetuin maak. Ek kan nou nie in dit ingaan nie, want dit is nogal eintlik 'n groot ding. En Nabot sê by einde van die dag, maar God my help, dat ek my erfporsie sal ek nie aan u toestaan nie. En ek dink by een van ons uitsendings gesê, dat die konings van daardie tyd, het die gesag en die mag gehad, om enige land, wat hulle wou hê, kon hulle vat. Hulle kon verby jou huis gery, en sê, ek soek jou grond. Hulle kon verby jou plaas gery, ek wil nou nie te ver in dit ingaan, dit is maar, en ek maar,
erg in ons land, maar oké. Maar in die Ou Testament kon die koning beslag lê op enige oude eiendom wat hy wou gehad het. Behalwe, dank God vir behalwe, 'n grond of 'n besitting wat jy geërf het. Hy mag nie jou erf, hy kon hom by jou gekoop het, maar hy mag hom nie gevat het nie. Want as hy die grond van Nabot kon vat, het hy hom gevat. Maar omdat Nabot hom geërf het, kon hy hom nie vat nie. Pastor Gelvin, wat sê jy vanaand vir my? Die leeu brul, die duiwel brul soos 'n leeu. Net soos Jezebel gebrul het en Agab gebrul het vir die grondgebied van Nabot, want het het gesien, dit was 'n geseënde wingerd. Dat ek gou vir jou vertel, en dis presies wat Petrus eintlik gedoen het, toe die disippels almal feitlik bedank, en 12 bly oor, toe sê Petrus, maar ek gaan nie weg nie, u het die woorde van die ewige lewe, die vyand kon hulle van hulle grondgebied af verwyder het, maar ek gaan nie van, ek is vol foute, ek het 'n meer probleem, en ergens, nou een van die dae, gaan ek in elk geval ontken dat ek Jesus ken, 3 keer gaan ek sê ek ken hom nie, maar een ding, ek gaan nie my grondgebied afstaan nie. Sy eerste preek na die opstanding van Jesus. Toe Petrus preek, toe kom 3000 mense tot bekering. Mense, daar is iets in jou grondgebied. Daar is iets in jou grondgebied. Wat jy dalk nie altyd weet, wat is die waarde van dit nie. Maar die vyand weet. En dit is hoekom hy brul soos 'n leeu. He's after your territory. He's after your territory. But I've got a message for the enemy. You may roar like the lion, but you are not the lion. Jesus is the lion. En omdat ek nie meer leef nie, gaan ek terugbrul, want Christus leef binne in my. So ek het 'n roar ook binne in my. Laat die duiwel maar roar, omdat sy tyd min raak, en omdat hy wil doen wat hy wil doen, wat Petrus hierso van skrywe. Ekskuus tog, dat ek dit gou weer vir jou kry. Hy sê, julle moet bid soos julle nog nooit gebid het, die waak en bid, en wees nagte, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. Ek bedoel, wat is dit wat Delilah wou gedoen het? Delilah lê in die skoot van Samson, en al wat sy moes gedoen het, was om Samson te skuif van sy grondgebied af. Bam! Die val, die uitoe, die huis van Dagon het van self gekom. Sy het hoeveel keer geprobeer, ek weet nie wat die 4de of hoeveelste keer was nie, toe kry sy dit reg, en hy maak sy hart en haar bekend, en ek wil vir jou sê, toe hy dit vir haar sê, toe staan hy sy grondgebied af. Die vyand is after your territory. Kruis, kyk, luisteraar, jou selfoon lei, wanneer jy moet gaan bid, because he does not want you on your territory. Weet jy hoe doodlik gevaarlik is ek en jy op ons grondgebied? Ek wil vir u sê, ek gee nie om wat het Agab en Jezebel besit nie. Maar Nabot was vir 'n dodelike bedreiging. Soveel so, dat hulle op die skans van Israel, het hulle van Nabot doodgemaak om sy vinge te kry. Maar God kom terug met 'n woord in die mond van die profeet Elia. En Elia sê, voor die skans van Israel sal die honde jou bene vreet, sê hy vir Agab om sy vrou Jezebel te gaan sê. En sy het geval uit die bose verdieping uit, en die honde het haar opgeveet, dat dit van haar beenderhou oorgebly het. Come on, ouens, God is not mocked. Hy sê, wees nugter en waaksaam. Daar is 'n sekere prediker wat gesê het, as jy maar as jy koorddans met een oog oop, maar ek hou heeltyd die vyand in die oog, want as jy jou oog toemaak, gaan dit toeslaan. Dis hoekom dink jy kom by 2 in die nag, 1 in die nag, wanneer jy op jou lekkerste slaap, dan kom die vyand met sy goedjies daar in jou huis in, dan voel jy ene hoendervleis, en jy by jou kakebeen word lam, en jou hare rys, dis nie die salwing nie, want hy wil jou kom slaan in die nag. Hy's 'n vieslike ding, wat jy sal skop as jy lê, hy sal jou spoeg in jou gesig, hy soek jou grondgebied, en hy sal brul, en ek like hierdie ding, hy loop rond, soos, hy's 'n copycat, he's not a lion, Jesus is the lion that will roar, en weet jy wat, en as ek dan nie meer leef nie, en hy leef in my, dan is daai brul in my, ek brul terug vanaand, vir hierdie vyand, en ek sê vir hom, I shall not be moved. Ek het te veel. Ek vrees dit. En ek weet ek mag niks vrees nie. Maar ek vrees dit.
om ooit te sê, that I lost the presence of God. That I lost the anointing of God. Ek sal veg, tot dan meer geen veg in my oor is nie, maar ek sal nie, laat hy brul, maar ek sal my grondgebied nie afstaan nie. Luisteraar, hoor gou wat hierdie pastoor Galvin vir jou sê. Beskerm jou grondgebied hoor. Hy gaan rond soos 'n brullende leeu. Ek wil vir jou bid vanaand. En ek glo dat die Here met hierdie woord, al kry God net weer opnuut jou aandag, dat jy net kan sê, wow, nou sien ek, waarom is die duiwel so baie op my keus? Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om vanaand, om die woord te kan sit. Ag Here, dit is so lekker, dit is awesome. U is so groot, U is wonderlik as niemand soos U nie. Ek bid, Vader, dat U hierdie kruiskykers sal seën in alles wat hulle doen. En Here, as hulle die leeu van omstandighede hoor brul, Here, dat hulle sal waak en waaksaam wees. Because the enemy does not attack a nobody. Dankie vir die woord, seën dit aan hulle harte. Dis my gebed in Jesus naam, amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Weet jy wat, volgende Sondag aan, mag ons weer so, totsiens.